Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis sporttyd, ek is Arnold Geerts. Fiksheid lyk nog nie vir almal altyd dieselfde nie. Dis presies waar aanpasbare sport die spel verander. Of adaptive CrossFit, wat groei en wêreldwyd weer eens bewys dat grense verskuif kan word wanneer oefening aangepas word vir elke individu. In Suid-Afrika speel Wheelchair Holistic Adaptive Strength Conditioning program 'n groot rol om die tipe opleiding meer toeganklik te maak. Ons gesels vandag met atleet Roman Cameron oor sy reis, sy opleiding en hoe hierdie vorm van fiksheid nuwe deure oopmaak, en Raz sluit ook by ons aan om met hom te gesels. Roman, eerstens baie welkom by ons. Dankie vir jou tyd. Ek dink mens moet seker by die begin wat het met jou gebeur? Hoe het jy in 'n rolstoel opgeëindig? Goeiemôre aan. Môre. Hallo Roos. Hallo. Ek het ziek geraakt so 5 jaar terug. Vitamin B12 deficiency met een spinal cord degeneration. So dit het gemaakt dat my L1 tot L5 my larig seer kry. So dit is hoe ek controle van my onderliggaam verloor het. Was jy 'n baie aktiewe mens voordat jy siek geword het? Ja, ek het sokker gespeel. Ek was baie actief en ek het ook weights opgetel. Ja. Maar ek het nie geweet dit sal so gebeur dat ek eendag myself in 'n wheelchair gaan kry nie. Ek wil jou vra, jy kom vir my voor as iemand, as ek na jou Facebook bladsy kyk, met 'n ongelooflike sterk wil. Maar hoe kom mens deur daai eerste jaar of so waar jy agterkom dat jy jou bene verloor het? Die eerste jaar van my recovery, eintlik ek was in 'n Tshwane Rehabilitation Hospital. Support system was baie goed, maar toe ek gedischarged was nou waar ek moet reality nog gefees het op my eie. En die eerste jaar was bietjie challenging om society weer te mense moet jou welkom in society. So dit was bietjie tough, maar soos tyd gegaan het met my familie se support was dit ongelooflik om deur te kom. Het jy enige rolmodelle gehad om te kyk en te sien, luister, ek gaan nou 'n rolstoel gebruiker wees. Hierdie is iemand wat ek regtig na opkyk en wat ek regtig kan sien, hierdie persoon het my geïnspireer om nou meer aktief te word. My coach, Victor. Ja. Victor was die enige wat my geïnspireer het om adaptive CrossFit aan te vat. Het jy CrossFit gedoen voor die Nee, ja, ek het nie geweet dat is CrossFit. Dis ongelooflik. En toe ek vir Victor ontmoet het, Victor met my gepraat. Eers het ek bietjie baie weghardloop as ek sien. En hardloop ek weg, ek het hom gesê ek stel nie belang nie, maar toe hy my kry, toe sê hy my kom try dit 1 keer. En ek het nie teruggekyk na dit nie. En wat was daai eerste, toe jy besluit het, dis nou seker tyd, ek gaan dit nou doen. Wat het jou laat besluit? Ek wil CrossFit doen. Die community, Ja. die disability, ek sê nie disability, ek sê differently able Ja. community. Dit was ongelooflik om saam in hulle te wees, van as mense met different disabilities, maar die determination wat jy sien op hulle gesig, die energie, die consistency, dit is alles wat gemaak het dat ek besluit het neem in my lewe om adaptive sports serieus te vat. En jy sê, jy vat dit serieus, maar wat jy nie sê nie, en hierdie is 'n boodskap wat Vic vir my gestuur het eintlik. Jy is op die oomblik 5de in die wêreld vir die going into the semi-finals of the CrossFit Games. That is huge. Ja. Dit is iets wat ek nog op my social media platforms gesit het nie. Hoekom nie? Maar Dis die vraag. dit is iets wat ek wil gaan doen. Maar ek is 5de in die hip division. Dit is nou different categories. Ja. Maar in my category is dit die hip functioning. Ek leen nummer 5 overall. En ek is op pad in die semifinals waar die 14de Mei begin. Ek het gesien hoe jy 'n 170 kg deadlift in die stoel. Is 180. Is dit nou ons is by 180? Okay. Okay. Ja. Jammer. Dit maak 'n groot verskil. Nee. Hoe doen mense dit in jou scenario? Waar In my jy? scenario, jy klim uit jou stoel uit, dan sit jy op 'n bench. Mhm. So op die bench sit jy, dan basically is dit nou waar jy jou arm, die een arm wys agter toe die ene wys vorentoe. So waar jy maak as jy opkom, dat jy weight onder die bar onder die Ja, so onder bench jou vast. bene met ander woorde. Ja. So ja. En geestelik, hoe doen mense dit? Hoe berei jy voor vir dit? Want dis absoluut massief om soveel op te tel onder jou bene.
Spiritually, ja, ek bid altyd vir krag. Ja. Dis een is dat en ek gee altyd die eer van was dit nie vir die Here en waar sal ek geweet het, dis 'n God-given talent. Ja. So spiritually, ek prepare myself, ek is altyd besig om te bid in stilte. Ek mag my oë oop hou, maar ek bid altyd en vra vir krag. En dan vat ons dit van daar af. So die semifinaal gebeur vanaf 14 Mei. Ja, 14 En Mei. dan, volgens hoe goed jy nou doen, is die kans baie goed dat jy wel na die games toe kan gaan. Ja, baie wat in goed. Julie gebeur in Amerika. Wat kan ons doen as 'n Goeiemôre Good Morning gemeenskap om jou te help daar kom? Want jy gaan ons land se naam en jou eie naam baie hoog hou daar. Ek het geen twyfel nie. Dit begin op die 14de Mei en dan skop dit af vir 3 dae. Dan word jy gekies om in die top 10 te wees. Die top 10 is wat games toe gaan in Amerika. So in Amerika, obviously, dit is die visa application wat ek mee help nodig het. Dit is die funding vir die verblyf, vir die competition entrance, die vlugkaartjies. Dit is alles wat ek funding nodig voor. Soos die application, die vlugkaartjies, die verblyf en die competition entrance. Maar Ross, Arnold, soos jy nie weet, Ross is een van my is een van die mense wat ek al baie teen gecompete het en vir die jaar is Ross een van my partners. Hy het my gesê voor ons begin het hy so nee, okay, in die mixed pace competition. So it's someone who's differently able and then an able-bodied athlete and you compete together in the competition, and he just commandeered me to be on his team. So 20th of June we will be at the competition together. That is amazing. We're rocking it. I have no doubt about that. What other fundraising will you be doing to get yourself there? Want die kompetisie is nou natuurlik een ding. Ons gaan almal daar wees en post daaroor en bewusmaking skep. Maar watter ander goed, hoe kan mense jou help? Enige ander funding is fine met my. Like, ek is available om enige funding te vat. En hoe kry mense vir jou in die hande? Hoe doen hulle dit? Is Op my Instagram handle is dit Roman Eugene. Op my Facebook handle is dit Roman Eugene Cameron. Goed. En obviously ek sal vir Ross, my nommer is 065-982-5280. Ek moet jou ook net vra, baie vlugtig, jy doen diepsee duik. Ja, Dis ongelooflik. scuba diving. Ja, scuba diving. Ja, mijn handicap scuba diving is 'n vriend van my wat ook in die adaptive sports is. Sue Jordan. So ek kan altyd met hulle so daarna toe. Soos nou hulle was in Mozambique. Ek kon nie gegaan het want ek wil prepare vir die kompetisie. Ja. So ja. Ek vind dit absoluut ongelooflik. Jy is 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir ons almal. En Arnold, jy laat my eintlik skaam voel. Ek het nie gisteraand gaan hardloop nie en ek gaan nou 2 keer vandag hardloop. Ja, meneer Warren, dit is deel van die proses. Roman, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir die kompetisie. Ons wens jou die beste toe en ek weet jy gaan die knoop deurraak. Dankie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en sommer veel meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblak te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag.